Welkom, studente. In hierdie les sal ons belangrike siviele hofterminologie ondersoek wat noodsaaklik is vir die verstaan van Suid-Afrikaanse siviele litigasie. Hierdie terme vorm die grondslag van prosedurele reg en help ons om te interpreteer hoe sake gestruktureer en geargumenteer word. Siviele hofreëls verwys na die stel prosedurele riglyne en regulasies wat die uitvoering van siviele litigasie in 'n hof reguleer en sodoende die billike en konsekwente hantering van sake verseker. In die Suid-Afrikaanse reg word hierdie reëls hoofsaaklik uiteengesit in die eenvormige hofreëls. 'n Eiser is die party wat 'n siviele regsgeding instel deur 'n eis teen 'n ander party in te dien, soek na regsmiddel of skadevergoeding. Die eiser word ook in sommige regskontekste as die klaar na verwys. 'n Verweerder is die party wat beskuldig word of gedagvaar in 'n hof van reg in reaksie op die eise wat deur die eiser gemaak is. Die verweerder kan die eise betwis en hul verdediging bied. 'n Aansoeker is 'n persoon of entiteit wat by die hof aansoek doen vir 'n bevel of verligting wat dikwels in moesieprosedures gebruik word. Die aansoeker initieer die versoek om 'n geregtelike beslissing. 'n Respondent is die party wat reageer op die aansoek wat deur die applikant in die aansoekprosedures ingedien word. Hulle word vereis om teenstrydige beëdigde verklaringe of ander antwoorde op die aansoeker se versoek indien. 'n Appellant is 'n party wat appele 'n besluit gemaak deur 'n laer hof, versoek om 'n hoër hof se hersiening en moontlike omkering of wysiging van die uitspraak. Die appellant betwis die besluit op grond van regsgronde. 'n Eis verwys na 'n eis of bewering wat deur 'n party in 'n regsgeskil gemaak word, wat vergoeding, remedie of afdwinging van regte soek. 'n Eis is die basis van 'n regsgeding of regsaksie. Raadgewer verwys na 'n prokureur of regsverteenwoordiger wat verteenwoordig 'n party in die hof. Die advokaat verskaf regsadvies en argumenteer namens die kliënt tydens regsgedinge. 'n Kort opdrag aan raadgewer is 'n geskrewe dokument daardie verskaf gedetailleerde inligting en instruksies van die kliënt aan hul advokaat, wat die feite, regskwessies en strategie vir die saak uiteensit. Dit verseker dat die advokaat die agtergrond van die saak verstaan en doelwitte. Opposisieadvokaat of opponerende advokaat verwys na die prokureur wat die opponerende party in 'n saak verteenwoordig. Hul rol is om die argumente en beweringe wat deur die ander party se advokaat gemaak word, te betwis. 'n Korrespondent is 'n prokureur of firma wat deur 'n ander regsfirma aangestel is om namens hulle op te tree, tipies in 'n ander jurisdiksie. Hanteer regstake soos die indien van dokumente of die betekening van kennisgewings namens die primêre regsfirma. Pleidooie is formele skriftelike verklaringe ingedien deur partytjies in 'n saak, insluitend eise, verweer, teeneise en antwoorde. Hulle die geskilpunte en die partye se standpunte uiteensit. Kennisgewings is formele skriftelike kommunikasie wat gebruik word om die ander party in kennis te stel van 'n spesifieke gebeurtenis of aksie in 'n regsaak, soos 'n kennisgewing van mosie of 'n kennisgewing van voorneme om te appeleer. Treinlyne verwys na die gestruktureerde formaat van 'n wettig dokument, veral in pleitstukke, waar die dokument is verdeel in genommerde paragrawe, dikwels met spesifieke afdelings vir duidelikheid en organisasie. Gebed verwys na die spesifieke verligting of uitkoms wat 'n party van die hof versoek, gewoonlik aan die einde van pleitstukke of mosies vermeld. Dit is die formele versoek om die hof se uitspraak of bevel. Deur hierdie kernregterme te verstaan van eiser en verweerder tot pleitstukke, kennisgewings en gebed, rus jou toe om die siviele hofproses met selfvertroue te navigeer. Dit is nie net regsjargon nie, maar die noodsaaklike boustene van litigasie in Suid-Afrika.